Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Exodus doen. Ons begin vandag met Exodus 1. Kom ons maak net gou ons oë toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan hoor wat ons moet hoor, sien wat ons moet sien en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Heel bo-aan sê dit die tweede boek van Moses genoem Exodus. Wat het Moses Moses het Genesis geskryf. Genesis is die eerste boek van Moses genoem Genesis. So nou weet ons Exodus is ook geskryf deur Moses. Harde slawerny van Israel in Egipte. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, saam met Jakob. Het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin. Reuben, Simeon, Levi en Juda. So moet julle vir Josef sê, ag, vergewe tog die amper lees ek weer terug hier in Genesis, sorry. Vers 2. Ons begin weer by vers 1. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin. Reuben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Zebulon en Benjamin. Dan in Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte. En Josef het gesterwe en al sy broers en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword. En hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid, Hashem, oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pithom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien, en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene, en deur allerhande werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood. Maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Klaar die koning van Egipte die vroedvroue roep. En hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword.
En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Ek onthou in die sonnaarskool het ons geleer van die seentjies wat doodgemaak was in Moses se tyd. Ek het dit nooit lekker gevang nie, obviously, want ek was 'n kind. Maar nou verstaan ek, dit was omdat Farao bang was vir Jakob se afstammelinge, dat hulle nie te sterk raak nie. Dit besluit hy, laat ons maar die seentjies doodmaak, my wêreld. Interessant. Dit is die einde van hoofstuk 1, Exodus, waar koning Farao besluit, hy freak uit oor Israel se mense wat so sterk raak. En toe maak hy die seentjies dood. Tot die volgende keer.